Dian, ons wil net vir jou by Sing in Afrikaans baie welkom sê en dis vir ons 'n groot voorreg om met jou te kan praat en ons gaan vanaand 'n bietjie meer van jou leer ken. Wie is Dian Daniels? En ons wil by jou hoor, waar het jou liefde vir modeontwerp begin? My liefde het natuurlik begin toe ek 'n klein seentjie was. My ouma het my altyd, of ek het eintlik my ouma gevolg en altyd so oor haar skouer geloer en toe sien sy ek is geïnteresseerd in alles wat sy doen wat handmaak is. So sy het my geleer brei en daai toilet poppies gehelp. Ja, ek ken dit. En dan ek dink ek was 6 of 7 het my ma vir haar ontwerpersuitrusting by 'n ontwerper laat maak en sy het my saamgeneem en daardie proses het my heeltemal fascineer met 'n couture outfit wat sy daar uitgestap het. Ons wil net vir jou sê baie geluk met jou 25 jaar in die modebedryf en ons wil by jou weet, wat het the reinvention veldtog geïnspireer en wat beteken dit vir jou? Ek dink as mens so lank in 'n bedryf is, dan moet jy jouself reinvent. As ons terugkyk na al jou kunstenaars, soos Madonna, internasionale kunstenaars, hulle reinvent hulle self die hele tyd. En ek dink as 'n modeontwerper, mode staan nie stil nie. Ja, die goeders kom altyd weer terug, maar dit word vernuwe. So jy kan nooit stil staan nie. En ek dink dit was maar net 'n celebration om te sê ek is 25 jaar in die industrie, myself bietjie op die skouer klap en ek dink jy moet ook dit wees. Jy moet ook jouself, ons is baie hard op onsself, net van nature. So ek dink jy moet nou net 'n bietjie op die skouer tik en sê, well done, is 25 jaar en wat kan ons nog doen wat bietjie anders is wat jy nie alreeds gedoen het nie. Jy was ook 'n aanbieder by Via, 'n program die Bruidboutiek. Vertel ons 'n bietjie oor jou ervaring met daai hele Via Bruidboutiek program. So dit het eintlik 8 jaar terug begin toe Via se kanaal oopgemaak het hulle gesoek na 'n ontwerper of na 'n presenter wat 'n trouprogram kan aanbied en een van my vriende het in die produksie industrie gewerk en gesê kom gaan jy nie vir die audisie nie. Sê ek het niks om te verloor nie, kom ek gaan. En toe in die audisie het ek hulle hele show vir hulle rearrange op kamera. Toe het ek gedink, o nee, hierdie show gaan ek nie kry nie, ek is te voor op die waal. Ek was glad nie in my skik met dit wat hulle gehad het nie. En ek dink dit het hulle ook gesien, okay, ek het darm 'n visie en en dit is waar dit begin het. En na 8 seisoene van my droomtrourok het ek my eie TV-reeks gekry hier die publiek natuurlik, omdat hulle so nice vir my fans al by te kan sê, nou waar is jy nou? En toe het Via besluit om my eie program vir my te gee wat die Bruidboutiek genoem is, en dit het my eie trourokke en uitrustings vertoon en bietjie wat ek doen. En wat is jou geheim of sleutel vir jou sukses? Ek dink dit is uit 'n vermoë. Moet net nooit opgee. Moet nooit ook nee vir 'n antwoord vat nie. Die nee nou is daar 'n nee vir 'n rede. Daar is altyd 'n pad wat jy moet vat. Ek is klein bietjie ongeduldig. So ek het al geleer, jy moet geduldig wees, alles kom met tyd. Maar daar is nie eintlik 'n wenresep dink ek vir sukses nie. Dit is net om jouself om consistent te wees, om net jouself te wees, om authentic te wees en net hard te werk en net waardes te hê in jou besigheid en ook in jouself wat jy aan jou kliënte oordra. En my pa het my geleer, jy het net een naam, so kyk daarna. So dit maak nie saak in wat se industrie jy is nie. Ja. 'n goeie service vir jou kliënte kan gee, as ek sê in Engels kan sê. En ek sal nie sê ek het al groot sukses behaal nie, want as jy dit al behaal het, dan wat is volgende? Daar moet altyd nog iets wees. Yes. En jy is 'n een stop vir die hele Suid-Afrika. Jy maak bruidsdrag, jy maak pas
gemaakte pakke, jy maak koöperatiewe drag. Vertel ons 'n bietjie meer, wat maak jy nog alles? So ek is een van daai ontwerpers wat nie net spesialiseer in trourokke nie. Ek dink oor my program, dink baie mense ek maak net trourokke, maar ek is geliefd om te maak ook manspakke, tailored-pakke en nie net vir troues nie. Ek het bestaande kliënte al vir 10, 15 jaar wat ek hulle pakke maak vir werkspakke en mense wat bietjie 'n kleiner size is, 'n groter size is en dit is sommige gewone corporate wear as ek dit so ook kan stel, die Engelse woord is net baie beter. En natuurlik maak ek matriekafskeid. Ek wil sê ek maak alles wat behalwe sokkies en onderklere. Dit is al wat ek maak. Ek het al belde gemaak, leerbelde maak ek nog steeds. Ek kan custom-made skoene maak vir mans nie vir vrouens nie. En ja, ek maak matriekafskeid soos ek gesê het, maar die moeder van die bruid is een van my spesialiteite ook. En natuurlik die kiltjies wat nie 'n size 8, net 'n size 8 is nie, maar bietjie meer 'n voller figuur ook is. Dis ek. Daarvoor. Ja, daarvoor kyker ek ook en ek love dit om dit te doen. En ek dink ek het 'n gawe gekry om met girls op te werk wat groot borste het. Laat dit mooi wegsit. Ek dink dit is 'n dit is nogal hoe kan ek sê, dit is 'n meesterstuk om dit te kan regkry. Ja. Ek moes vroeër met jou gepraat het, want ek oorhandig 'n award aan Rosala, internasionale ster by die Afro-Indië Awards. Oh, wow, wanneer is dit? Die 7de Augustus. Nee, dan moet jy vir Giselda bietjie kontak hoor, want ons het net kan doen. Ek kom die 25ste kom ek op Pretoria toe. Okay, ek is in Johannesburg. Maar ek kom nou Pretoria toe, ja. Okay, waar is jy? Waar is jou tuin? Op die oomblik in die Kaap. In die Kaap. My boetie is in die Kaap. Ek kan 'n bietjie vir jou terugvoering gee daarso. My boetie is in die Kaap en hy's 'n modefotograaf. Okay. En Dian, hoe help jy 'n kliënt om 'n regte drag te kies? As ek nou byvoorbeeld na jou toe kom en ek sê, wat stel jy voor moet ek dra vir hierdie geleentheid? Wat gaan jy voorstel? Hoe stel jy die regte kledingstuk voor? Ek dink eerstens is dit die ervaring wat ek het van 25 jaar en ek is 'n mens. Ek weet ook hoe mense te hanteer om met mense te werk. Dit is ook vir my lekker. So eerstens is dit ek jou persoonlikheid en dit gaan nie net oor hoe jy lyk nie, dit gaan oor jou persoonlikheid, die essence binne jou en wat dit uitstraal en ook hoe jy tans aangetrek het. Mag dit verkeerd of mag dit reg wees? Dit help my. En ek dink dit is 'n 7de, so hoe sal hulle sê, 'n 6de sintuig. Ja, 'n sintuig dat as ek iemand sien ek klaar die prentjie en ek kan binne 5 minute iets ontwerp en skets en hulle sal 83% van die tyd daarvan hou sonder enige verandering. Okay. En hoe het jou ontwerp estetika oor die afgelope 2 dekades ontwikkel en wat dryf jou kreatiewe proses? Daar is 'n baie interessante vraag. Hoekom ek so sê daar is soveel fasette as jy ontwerper is, want dit is kreatief. Elke dag is nie dieselfde nie. Elke jaar is nie dieselfde nie. Die inspirasie wat ek mee begin het toe ek 'n jonger ouderdom was maar mense om jou. Die stad waar ek groot geword het was dit Bloemfontein en mede-ontwerpers en ander ontwerpers wel. So dit kan dalk dit ook wees. Ek het 'n baie passie gehad in die begin vir asimetriese lyne van die een kant wat nie dieselfde is as die ander kant nie, want dit het my baie gefassineer. Nou toe ek Johannesburg toe trek van Bloemfontein af was en in Bloem was dit mense was uit die boks uit. Mense dink as jy van Bloem af kom, almal is baie konservatief. Dit is eintlik opposite as dit in mode kom. Hulle is eintlik meer waghalsig in die Vrystaat as in Johannesburg.
Daar het ek 'n pink trourok gemaak, 'n rooi trourok, 'n trourok in Mauritius met skakerings van blou. So dit was vir my baie lekker om dit te kon doen. En enige iets kan ook goed lyk. As dit verskillende klere is, dit kan vinnig cheap lyk as dit in die verkeerde hande oorgelaat is, want 'n rooi trourok kan 'n disaster wees. So is ook 'n level van tyd. En dan verander jou oogpunt met jou kliënte wat hulle ook wil hê. Onthou hulle betaal vir 'n service. Jy het die vakmanskap om dit te kan doen. Yes. So jy moet hulle guide en jy moet sterk persoonlikheid wees om met mense te kan hanteer. So dit is 'n invloed van om vir mense te luister, om te weet wat aangaan modewys, maar ook om te doen wat in jou hart voor lief is. So dit klink moeilik, maar jy weet nie eintlik hoe om dit vir iemand te verduidelik nie. Dit is 'n talent en dit is 'n gawe wat iemand het. So jy is gebore om te kan sing. En jy is gebore om te kan ontwerp. Jy moet dit net ontwikkel en met jouself luister. Yes. Twyfel. Want ek dink dit is die grootste ding wat ons in enige iets doen wat ons doen in die lewe, is om te twyfel in onsself. Just go for it. If it's a failing, you can always start from scratch. Dis 'n stuk materiaal. Ek sien dit so. Daai stuk materiaal gaan nie vir my oor aansit nie. Ek kan hom opskeer en heeltemal iets anders van voor af doen. Ek is nie, dit pla my nie. So my styl het verander van dit. So kom ek Johannesburg 'n bietjie meer was dit konservatief, bietjie meer internasionaal level en speel. Daar was nie baie kreatiwiteit nie, maar dit het ook verander soos ek mense my beter leer ken. En ek dink nou is dit 'n kombinasie van alles. Dit is 'n stuk materiaal. Dit is 'n vakansie wat jy bywoon en jy sien iets van iemand anders. Dit is ook ander ontwerpers in Suid-Afrika. Ek dink ek is een van die ontwerpers wat my mede-ontwerpers sal celebrate en hulle fotootjies sal gaan like. Want wow, let's celebrate each other. Daar is 'n liggie in die son vir almal. Vir almal, ja, dit is so. In my perspektief is heeltemal anders. So hulle kliënte obviously hoort by hulle en my kliënte hoort by my. So ek sien dit wat ek sê, let's celebrate each other. As Anel Botha iets doen en dit is amazing wat sy nogal gereeld doen. is mooi. Jy moet klik. En sê nou maar ek kom nou na jou toe en ek kom in jou butiek in en ek kies 'n uitrusting en jy sien nee, die uitrusting is nie reg vir my nie, dan sal jy dan vir my sê, kykie, nee, daai is nie, sê jy dit vir jou kliënte, dit pas nie by jou nie of wat die probleem is. Ek sê dit met liefde, want ek was al in groot waters. Ek dink toe ek jonger was wat ek bietjie meer ek is 'n Sagittarius. Sagittarius sê 'n ding soos dit is. Ek dra nie doekies om dit nie eintlik om lelik te wees nie. Dit is net hoe ons is. So ek wil ook nie my naam aan iets koppel wat nie reg is nie. So as ek die Heilige Siel, dit gaan nie by jou pas nie, gaan ek vir jou sê natuurlik dit gaan nie. En ek was al van groot nonsens gewees en mense het nie kwotasies aanvaar nie en dit gebeur nog steeds en ek is okay daarmee. Ek wil eerder hê my kliënt moet aan die einde van die produk moet hulle sê, ja, ek sien nou. En dankie dat ek vir jou geluister het, want dit kry ek nou nogal baie. En Dian, jy is ook bekend dat jy baie bekende mense ook aantrek. En ja, pragtige trourokke skep. Wat is jou gunsteling deel om met kliënte te werk? En wat maak die ontwerp vir jou dan suksesvol op die einde van die dag? Die ontwerp raak vir my suksesvol as 'n kliënt alles in my hande oorgee. En hulle sê maak dit. En hulle trust die persoon. Ek dink as 'n kreatiewe persoon is dit moeilik as iemand op jou skouer loer en dink hulle ken dit wat jy doen en hulle self ontwerp het en dit kan jy kry. Want dan word alles so beheer en dit is gewoonlik dan daai mense wat so goed nie reg uitkom nie
want hulle is nie die Ja. kenner nie, jy is die kenner. En daar is 'n proses wat jy moet deurgaan as jy custom made doen. Jy moet by die fondasie begin soos wat jy 'n huis bou. Yes, As die yes. fondasie nie reg is nie, dan gaan die eindproduk ook nie daar wees nie, maar dit is 'n trustproses want jy moet weet daai sement wat jy nou gegooi het, hy moet bietjie rus, hy lyk nie nou mooi nie, maar as die mure opkom lyk dit nog grof en eers hier aan die einde dan maak ons mooi. En baie mense het nie meer daai patience ek dink wat ons gehad het nie, want almal is nou so sosiale media en 2024 is ons net in 'n wêreld waar alles instant gratification is. So dit moet vandag so lyk. En weet jy, ek glo daarin as 'n mens 'n uitrusting aantrek, as jy na een soek, dat dit met jou praat. Dit moet Jy net sal byvoorbeeld iets aantrek en dit sal stunning lyk, maar jy voel diep ongelukkig in dit. Dit Ja. maak nie vir jou gelukkig nie. Al sê almal, "O, jy lyk beautiful." En dan glo ek nee, dit is nie reg nie. So die proses moet eintlik so staan, ek vat die lang pad. En as jy die lang pad vat en die regte pad vat, dan dink ek nie jy sal by daai uitkom nie, waar jy nie happy sal wees met die uitrusting. Behalwe as jy 'n persoon is wat nie 'n keuse kan maak in die lewe nie. Daai wat indecisive is. Behalwe as jy dan so is. Dan sê ek gaan koop eerder 'n rok van die raad af, want jy gaan nie happy wees. Ja, Maar onthou daar's 'n proses. Jy gaan eers 'n calico fit en dan teken ek met my Cokie pen die ontwerp op die stuk lap om die design en dan is jy daarby. Die volgende keer is dit eers 'n lining of dalk nog steeds die calico. So, en onthou ons kies lappe saam. Ek stuur vir jou WhatsApp, ek wys vir jou wat in die winkel is. So jy is deel van die hele proses. Dis nie die een dag kom jy daar. Vandag as jy by my, ek het 'n prentjie geteken en môre is dit op die lap gesny as jy volgende keer kom om my te sien. Ja. Dan kan mens niks verander en change nie. So dit is regtig, dit is 'n proses waardeur mens gaan. Behalwe as dit 'n ou kliënt is, soos iemand wat my net WhatsApp en sê ek soek hierdie rok en dan sê ek nee, ons maak eerder so en dan het ek al maak is en dan sê ek ok, kom vir 'n fitting en het hom klaar gesny en dan 2 dae daarna is die outfit reg en gemaak. Dit is mense wat jy leer ken en saam met jy oor 'n leeftyd stap. Ek dink dit is maar so. Ja. Ek was baie jare terug in 19 is dit 93, 92, 93 tot en met 94 was ek betrokke by die Juffrou Suid-Afrika kompetisie. En toe het Errol Arends toe die al daai ballgowns geontwerp en het my klere geontwerp daai tyd. En ja, dit was altyd vir my so awesome. Dan dink jy nee, dit kan nooit vir my pas nie. Dit gaan nooit mooi lyk nie, maar ja, op die einde van die dag bring hulle net hierdie magic. En dink ek, hoe kry hulle dit reg, jy weet? Errol Arends is een van daai stel ikone en modeontwerpers wat ons almal opsien na toe ons kinders was. Hy en ek weet nie kan jy vir Gert van der Merwe onthou nie. Ek onthou vir hom ook. En Christabie en al daai mense. So dit is mense in my wat ek gesê het, "Sjoe, ek wil eendag daar wees." So dit was my amazing. Maar ek wil jou vra, wat het jy gedink wil jy aantrek na die funksie? Dit moet Waarvan hou jy? iets lank wees wat vir my sal komplementeer. Ek is nie meer jonk nie. Ja. Ek is al 64, so dit moet ek wil nie 'n jonk aantrek wat nie by my ouderdom pas nie, maar ek wil ook nie ou doos aantrek nie. As jy verstaan want ek is nog 'n baie jong 64 kan ek maar sê. Dis my ma. Sy is ook 65. Ja. So sê vir my, ek kan jou nou nie sien nie as in 'n baadjie. Het jy daarmee 'n middeltjie en nice borsies? Groot borsies. Groot borsies, okay. En het jy daarmee 'n middel? Dit is seker groot borsies en 'n middel. Wat mens kan intrek. Effe maagie. Nee, effe maagie. Ja, Effe maagie is naai. En jy's bietjie korterig, nie te lank. Ja.
Nee, dis nie te lank. 1.65. Ek sal sê so, ek dink 1.63. Okay, ek gesien dit. En dan is jy Ja. seker dan bo as jy seker 'n 34 double D of 'n 36. Is 'n double D, ja. Ja, okay, cool. Ek kan sien. Maar ek het breë skouers. Okay. Ek het baie breë skouers. Hou jy van jou arms oop of sal jy wil toe wees? Ek het nie 'n probleem om dit oop te maak nie. Ek het 'n baie mooi rug, as ek dit so kan sê. Okay. En ja, die arms is dan nou nie papvelle nie. Dit is nou nog dan effens 'n bietjie aan die stywerige kant as ek my nou so kan beskryf, maar Die stywerige kant sê hy. ja, ek sal maar nou nog sê, want jy weet, partykeer kry jy as jy vir iemand waai, dan waai jou velle ook hier onder. Ek is dan nou nog nie daar. Jy is daarom nou nog nie daar nie. Dan is Nee, nog nie heeltemal nie. Wel, my ma's ook daarom nou nog nie daar nie en ek maak nou tans vir haar 'n uitrusting, so ek kan nou nie wag dat dit klaar is nie en dit is lekker om vir jou ma iets te maak. En nog 'n ding, ek my ma se tweede trourok ook gemaak, so dit was baie spesiaal vir my. O ja, ek kan dit glo. Ek kan dit glo. En dan nou nie om braggerig te wees nie. Ek het redelike mooi bene. Okay. En ek het ook nie as ek nou kan lelik wees, is seker nie mooi om dit te sê nie. Ek het ook nie hangboude soos 'n kolgansie. As ek so kan sê. Wel, dan is ek bly. Jy mens kan so klein bietjie been wys. Ja, Okay. Dis goed. maar ek is eintlik 'n baie 'n maklike mens. Ek is nie 'n vol nonsens mensie. Maar as jy nou ietsie vir jou laat maak, dan mag jy net maar 'n bietjie vol nonsens wees dat ek jou die toestemming nou gee. O, okay. Dit is nie eintlik vir nonsens nie, jy moet net gaan wat jou hart vir jou sê. Ja. En ek dink ek het ook dit moet iets, as ek iets vir my moet kry, moet dit pas by my persoonlikheid. Ek dink ek het 'n baie vibe persoonlikheid, as ek dit so kan stel. Ja. Ja, dit moet nie iets boring wees nie. Ja. Maar Dian, ek wil hê jy moet gou vir ons bietjie meer vertel oor jou butiek, Dian Daniels Couture. Wat onderskei dit en watter dienste bied jy alles ook nog daar? Wel, wat se diens ek daar aanbied tans is ek het 'n groot eiendom naby Monte Cassino in Johannesburg. Ek het dit so 7 jaar terug gekoop en onder andere is daar beauty mense wat van die perseel af werk. Ons het ook 'n dance studio daarso en dan het iemand daarso wat hierdie hare doen. As jy nou nie hare het soos ek nie, dan help hulle jou om amper maar soos 'n koof, hulle noem dit 'n koof, om 'n vals haarstuk op te sit. So dit is daarso. En dan natuurlik het ek 'n real estate company ook. Ek is ook 'n besigheidsman. So ek het my eie Dian Daniels real estate. So die van julle wat julle huise wil verkoop, ek het 'n hele span wat onder en saam met my werk. So ons doen dit ook. Dit is nie net ontwerp nie. En natuurlik is dit my butiek en my pride of joy al vir hoe lank dit dan doen het ek daar trourokke. Ek doen my manspakke, tailoring en ek ontvang al my kliënte daar met matriekafskeid. So die hele reeks is dan daar so beskikbaar. En ek wil nou, my volgende vraag was, jy brei nou uit na eiendom. Wat het hierdie nuwe rigting geïnspireer en wat maak jou opgewonde daaroor? Kyk, ek dink wat 'n mens opgewonde daaroor maak, moet mens definitief nie omgee as jy sê geld nie. Geld maak mens opgewonde. Want dit is wat eiendomme eintlik maar is. Dit is 'n toekomsvorentoe. Maar hoekom ek begin het by eiendomme? My pa is ook 'n eiendomsagent. Okay. En hy het dit net al vir so lank en in COVID was hy bietjie siekerig geweest en toe sê hy, ag, sal jy nie net die mense die goed gaan, toe het ek so 3 huise van hom verkoop na die eerste viewing
En dan vra die mense na die tyd, nou waar's Dian? Hy sê, ja, jy het ek lief. So, dis ek nou maar, okay, kom ek doen dit ook, want dit is ook lekker, en mens kan in die side geld maak en bietjie spaar, en toe raak het nou 'n passie van, ek hou daarvan om, ek het ook 'n eiendom gekoop en gebreek en gebou myself, want my pa was 'n boukontrakteur ook, toe hy jonger was, en dit toe ons groot geword het, op die hope sand by sy bouplekke, wat hy gehad het, en huise wat hy gebou het. So ek dink dit is 'n familieding, dit kom maar net, dit is maar net in my, dit is nie, mense dink ek sit my in 'n boksie van, ek kry nou baie, mense wat sê, hulle dink nou nie verder, jy mag ons nou net een ding in die lewe doen, en ek kry baie, hoe nou ontwerp jy nog, want ek sien nou nog, jy koop nou huise, ja Tannie, ek ontwerp, dit is my passie, ek gaan nooit daaraan afstaan nie, die huise is maar net ekstra. As jy in Suid-Afrika woon, het jy iets ekstra nodig, soos almal sal weet. So terwyl ek en jy gesels het ek nou vir jou 'n prentjie geteken. Oh my word! En 'n lekker webwerf gemaak. En nice beaded materiaal. En 'n beautiful oop rug en dit sal by jou kan pas. Dit hang af hoe mense dit doen en waar jy dit sny, maar ek het jou nog nie in die lewende lywe gesien nie. En dan 'n halternek, want onthou 'n halternek breek jou skouers op en dan het hy baie lang moue, maar daai is 'n mesh materiaal wat dit lyk of die moue in die lug hang. Okay. So daar gaan dit jou spel deurgee en dan daar so 'n mooi mou. Ek wil nog kyk of ek daai materiaal dan daar kan sit, maar dit is nou maar net wat ek so vinnig geteken het, terwyl jy met my gechat. Ja. Nou nie al my aandag daaraan gegee nie, maar net so vinnig. Ja, maar ek sal vir jou sê, dis talentvol. Om sommer net so te joep, ek het nie eens geweet, jy teken iets nie. Ja. Ja. Nee, ek weet nou nie regtig nie. Wat is jou visie vir jou, hoe kan ek sê, ready to wear trourok versameling? So ek gaan hierdie seisoen gaan ek alles baie plain gaan en al die bykomstighede gaan dan ietsie opmaak wat jy wil hê. So ek is reeds besig om in 'n reeks te werk wat baie meer plain is en dan al die details en goeders kom by dit. So is amper soos 'n, dit gaan soos 'n trourok wees wat jy dalk kan na die tyd ook weer aantrek of 'n tweede rok. So dit gaan goed iets wees wat jy kan opsit en afhaal. So dit is nogal lekker. Ek wil amper sê jy gaan jou eie trourok basies kan opmaak. Okay. En Dian, hoe balanseer jy kreatiwiteit met jou sakevernuf en watter raad het jy vir jong ontwerpers wat in die bedryf wil betree? Jong ontwerpers wil ek die volgende sê, dit is nie so glamorous soos wat almal dink nie. So jy moet regtig 'n passie vir dit hê en just go vir dit. Nie bang wees om mense te bel, om mense aan te trek. Ek dink nogal wat ek geërf het van my pa en my ouers as besigheidsmense, want hulle het altyd hulle eie besigheid gehad, was maar net jy moet jouself adverteer. So jy moet met mense praat. En dit is en jy moet selfvertroue hê. Ek dink hier daar selfvertroue op. Toe ek jonger was, meer selfvertroue gehad van jy dan van 'n klip af. Jy tel op, jy bel iemand en sê ek wil Johannesburg toe kom. Ek wil by kyk net dit doen en dan is jy 'n snotkoppie agter die ore en dan gebeur dit, dan is jy soos 'n verbaas, okay, dit gebeur. Ja. So, jy moet opportunities net vir jouself ook create. Mens kan nie net agteroor sit en wag dat dit kom nie. Dit is 'n baie belangrike ding, want dit verander nooit nie. Jy moet regtig daarvoor vat, kan ek al sê. En wat is jou mees onvergeetlikste oomblik of projek uit jou loopbaan uit tot dusver? En hoekom dink jy dit was vir jou belangrik? Dink die beste projek was maar die TV en die VR-serie. Want in die eerste seisoen met my droomtrourok,
toe hulle die program begin het hulle gesê nee, ons gaan net hierdie bruidswinkel se klere gebruik. En toe sê ek maar, ons het soveel Suid-Afrikaanse talent. En dit was my idee gewees om te sê, kom ons gebruik in elke episode showcase 'n ander ontwerp. Ja. Vir my laaste episode, en ek interview en wys hoe Afrika watter ander ontwerpers en watter talent ons hier het. Want ek vat dit van myself af, hoe ek begin het, wat 'n platform is daar vir ontwerpers, wat blootstelling is vir al jong ontwerpers. Yes. Bloot te stel en veral TV is 'n baie belangrike rol, dat ons gaan nooit wegkom van TV af. Net ek weet daar's online goeie soos TikTok en so aan, maar jy kyk tog in die aand, kyk jy TV, jy kyk die program. So Yes. blootstelling. So dit was my baie insiggewend en dit was iets in my loopbaan dat ek iets kon sê, ek het iets bygedra tot my mede-ontwerpers en ook tot die industrie in. En ook die feit dat ek van kleins af wil sing en dans en whatever, so dit het daai ook sommer gekoester om daai lafheid van my op kamera en wie ek eintlik is op voor te bring en dit interessant vir myself te maak. Dit gevoel soos 'n holiday. Ja. Ek het gesê altyd, sit net die knoppie aan en ek praat. Jy hoef my nooit voor die tyd te brief wat nie. So ek dink ek het daai talent vir my ook uitgeleef en dit was my baie lekker geweest. So daai was regtig weer 'n groot ervaring vir my. So daar is jou antwoord. 'n Baie lang antwoord, maar dis hy. En hoe bly jy op hoogte van modeneigings en nuwe innovations en hoe incorporate jy dit in jou ontwerpe? So ons almal is maar op Instagram, sosiale media en ek kyk baie mode en realiteitsprogramme. So ek weet min of meer wat aangaan en dan het ek 'n jong ontwerper wat saam met my werk, Hanko. So hy stuur vir my meer goeders aan as wat ek ooit kan insink in my brein. En hy is 27 jaar, soos baie jonger as ek, so ek omring myself ook met vriende wat bietjie jonger ook partykeer is as ek, Yes. om daai insiggewend te kry van wat soek, waarvan hou ek. So dat ek nie voorkom soos 'n oom nie. Okay. Nou ek het 'n dogter wat nou 40 is en dan het ek 'n beseringtyd babietjie. O, Hy is nou 24. okay. So daar's 'n groot gap en dit is hoekom ek nog so op en wakker is want hy hou vir my op my tone en hy hou vir my jonk. Jy sien, jy moet jou surround so met die mense wat bietjie meer jonger is en want onthou ons is nou besig met die Gen Z's, hulle is om ons. Ek weet nie, ja, so jy moet altyd voorbly en met TikTok en met alle sosiale media platforms en wat is die trends en wat is nie die trends nie en wat is cool. En net deurdat ek die woord cool gebruik, is ek nie cool. So Ja. jy moet net weet om jou wat aangaan. En wat is volgende vir Dian Daniels en wat kan ons in die toekoms nog van jou verwag? Baie voorblaaie. Ek wil mense aantrek in die volgende paar jaar wat op voorblaaie verskyn. Ek het so enetjie wat in die mou is wat ek nie veel kan oor sê nie, wat nogal exciting is, wat almal voor kan uitkyk. En ek het bietjie afstand gedoen vir die afgelope 4 jaar om celebrities aan te trek, bietjie 'n break gevat vir alles en nou hervat ek dit weer en nou sien ek weer uit om al ons bekendes aan te trek en om my fantasies uit te leef so deel, want onthou jou kliënt het 'n sekere look en 'n funksie, maar die mooi goed kom as jy dit op die rooi tapijt kan uitsit en dit is soos 'n fantasiewêreld. En dan natuurlik sal ek graag weer 'n modeparade wil hou. Ek het baie lanklaas een gehou. So dit sal in die volgende jaar of so ook verskyn. Ek wil nie goed afjaag nie. Ek wil dit ordentlik doen. So wag maar net en kyk. Dian, ons is nou amper klaar. Ek wil net gou-gou vir jou net so 'n paar ander vragies vra. Ons het nou alles gehoor van jou butiek, van jou real estate. Ons trek volgende jaar op Pretoria se kant toe.
Ja. Maar ek sal af van die platform af vir jou ook vertel wat ek beoog om daar te kom doen. Okay. En dan sal ons vir jou kontak vir dit en ons gaan ook daar 'n huis koop. Dan is ek die persoon wat jy moet. Dan is jy die persoon. Ek sal vir jou presies sê wat ek wil hê. Maar ek wys jy gou daar is niemand het dit gesien nie. Ek het dit gister geteken. Dit is een van my nuwe reekse die rok, my ready to wear rok wat ek ontwerp. Oh, dis mooi. Ja. Ek kan my verkyk aan mense wat sulke gawes het om net so te sit en my word is awesome. Maar Jan, vertel gou vir ons wat se iets is daar wat die meeste mense nog nie van jou weet nie. Is jy bang vir spinnekoppe of Slange? Almal weet ek kan nie Slange. eens kyk op TV nie. Ek kan nie dit op die foon kyk nie, dit moet nie eens op my Instagram feed wees. Ek het daai sensor ding op. Ek raak yskoud. is dit? En dan ek haat 'n trifle. Kyk nee, as hulle my kom vang en hulle wil hê ek moet praat. Ek is nou 'n speel of iets. En hulle wil hê ek moet praat. Hulle hoef my nie te martel nie. Hulle kan net 'n trifle voor my sit. Ek sing soos 'n kanarie. Daai verskillende klere kan ek nie handle nie. En wat sou jy vir die 15-jarige as jy nou tyd moet terugdraai? Wat sal jy vir die 15-jarige Dian Daniels, wat se raad sal jy vir hom gegee het? Ja. Dis heavy. Nou moet ek eers dink waar ek was op 15. Ek dink die raad wat ek hom sou gegee het is wees geduldig en moet nie so hastig wees nie. Ek dink dit was nog deur my lewe was dit 'n baie groot deurloop. En ja, dink voor jy doen. Ek het gedink ek weet alles wêreld. Ek was baie meer vinnig groter as wat ek eintlik moes wees. Ek het eintlik my tyd langer gevat het om meer saam met maatjies uitgehang het en so aan. Ja. Ek sien dis iemand wat sê ek het hom al ontmoet, 'n baie nice mens. En ek moet sê die energie wat jy uitstraal, Dian, ja, dit mens kan dit voel. Dankie, ek waardeer dit. Dit is maar net weer ek is 'n bloemoutie. Geef my tequila en 'n braaibroodjie en choppies, dan is ek van. En ek maak die lekkerste braaibroodjies. Doen jy dan gaan ons 'n kompetisie hou. Ek was op kom ons braai, dit is my hoof dis 'n braaibroodjie. Okay. Maar ek gaan jou beat. Okay, ons doen 'n kompetisie. Ek hou van kompetisie. Ek kan lekker pottok maak. Is dit? Ja, Okay. ek kan vir jou die lekkerste opstyl, ek kan vir jou die lekkerste hoenderpot maak. Ja. Iemand sal as Hankie nou was het my gesê, Dian mag nie droë hoene, want dit is nou my dieet. Wat is jou slagspreuk? Ek het actually 'n slag hierdie jaar eers bygesit op my logo en dit was eintlik vir my dit het eers nog so lank gekom. En ja, jy kan dit op my logo ook gaan lees en dit is the dream has just begun. Want dit maak saak hoe lank jy in die industrie is nie. Elke dag, elke persoon, elke kliënt, elke idee is nuut. It has just begun. Wow, that's awesome. Almal se journey het nou net begin. Dit is verby. Die life begin het klaar verby. Ja. En dis verlore tyd. Ons Tyd verloor. wat jy nie weer kan inhaal nie. Ja, so mens moet leef in die present en jy moet kyk vorentoe. En ek sê altyd vir myself, dit moet vir my voel asof ek dit nou net begin doen het. En ek daar uitsien ook.
jy moet dit doen asof jy dit nog nooit doen. Okay. Dian, ons het nou aan die einde gekom van ons onderhoud. Dit was awesome om met jou te gepraat het. En ek het dit baie geniet. Ek moet sê jy het baie talent. En ek sien regtig uit om vir jou in persoon te ontmoet. Selfde, ek sien ook baie uit. Sal ek jou druk. Ja, en ek sê vir jou, jy moet 'n geseënde aand hê en musiekliefde van ons af en hou aan daai magic ontwerpe maak. Baie dankie, ek waardeer.